groots kom doen. En ek glo vanmôre is dit jou oggend. Ek glo dit vanmôre met my hele hart, nie omdat ek iets is nie, ek is niks. Ek kan vir jou niks doen nie. Maar hy wat met my is, sy naam is Jesus. Hy kan vir jou alles doen. En as jy jou hoop op my sit vanmôre, gaan jy teleurgesteld wees. As jou vertroue in die Here is vanmôre, gaan jy nie teleurgesteld wees nie, want never failed me yet. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek wil hê, jy moet dit sê vir jouself, sê vir die een langs jou, you won't leave here like you came in Jesus' name. Sê dit gou vir jouself, sê dit vir een langs jou, you won't leave here like you came in Jesus' name. Nou jy kan dit glo en dit vat en dit joune maak, of jy kan dit aanpas. Maar my raad is, moenie dit aanpas nie. Hou dit vir jouself. Vat dit vir jouself vanmôre, verklaar dit vanmôre. As ek en jy nie 'n verwagting het in die Here nie, wat gaan ek kry? As ek nie vanmôre gaan verwag dat God gaan iets doen nie, gaan ek niks ontvang nie. Maar as ek vanmôre hier sit en sê, Here, ek kom vanmôre, nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat U 'n goeie God is, omdat U sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So ek wil dit vanmôre met jou praat, en ek wil, as ek 'n opskrif sou kon heg aan dit wat die Here met my gedeel het, sal dit wees, Here, ek is swak. Here, ek is moeg. Is hier sulke mense vanmôre, buiten myself, wat voel, Here, ek is net moeg. Ek kan nie meer nie. Jy kan maar jou hand opsteek. As dit jy is, kom ons wees eerlik, die woord sê die waarheid maak vry. So jy vanmôre op 'n plek is en sê, Here, ek is klaar. Ek is moeg en ek kan nie meer nie, dan is jy vanmôre op die regte plek, want ons is nie 'n klompie mense wat volmaak is nie, ons is 'n klomp gebroke mense wat 'n volmaakte God dien. Prys die naam van die Here, en hy is altyd getrou. So ek wil met die saam lees, eerstens uit Spreuke, hoofstuk 3, vanaf vers 3 tot en met vers 8, en hierdie gedeelte gaan ek uit die Amplified uit lees, en ja, ek is nie so goed met die English nie, maar hy beskryf dit so mooi. Ja, so hulle sê dat I speak English very nicely from the age of twice. So ons probeer maar. Amen. Spreuke hoofstuk 3 vanaf vers 3 tot 8. Hy sê, let not mercy and kindness, shutting out all hatred and selfishness, and truth, shutting out all deliberate hypocrisy and falsehood. Forsake you, bind them about your neck, write them upon the tables of your heart. So shall you find favor and good understanding and high esteem in the sight of God and man. Lean on, trust in, en dit is wat ons volgend gesing het. Terwyl ons, dit was nie een van die liedjies wat ons voorberei het nie, maar so met die oefening, toe kom dit uit, dat ons gaan dit sing, en toe dit uitkom, dit dink ek, wow, dankie Here, daar bevestig die Here, presies dit wat die Here op my hart gelê het, en dit is vir my te awesome. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. Ek wil hierdie skrif moet vir jou uitstaan, want dit is baie belangrik vir dit wat die Here op my hart gelê het. So, lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways recognize and acknowledge Him, and He will direct and make straight the plains of your path. Be not wise in your own eyes. Reverently fear and worship the Lord, and truth away from evil. It shall be health to your nerves and sinus and marrows and moisturing to your bones. Met ander woorde, dit gaan vir jou genesing wees. So in hierdie gedeelte, is 'n baie bekende gedeelte, praat die Here baie duidelik daar, en hy gee vir ons 'n waarskuwing, dat ek en jy moet nooit eie wys wees nie. Ek moet nooit op my eie insig staat maak nie. En baie van ons het insig in die woord,
Ek het al deur situasies gegaan en dan probeer ek staat maak op my kennis van die woord. Seker nie julle nie, maar ek het al. Dan probeer ek staat maak op dit wat ek weet van God en ek begin vertrou op my vermoë om God te verstaan. Ek probeer my vertroue in dit wat ek moet deurgaan sit in my kennis van God en my insig van God en dit wat ek weet en glo dat dit wat ek weet genoeg is in my om dit te staan. En in die proses faal ek. Want ek maak staat op hoe goed ek kan bid, hoe goed ek die woord ken, maak staat op my vermoë om te perform geestelik, sodat God vir my iets kan doen. En dan werk dit nie so lekker uit nie. Baie keer in my lewe het die Here miskien in 'n vorige seisoen van my lewe vir my 'n opdrag gegee om op 'n spesifieke manier te bid. En dan het ek dit op daai manier gedoen, want God het vir my gesê om dit te doen, en ek het nie op my eie insig staat gemaak nie, en dan het ek so gebid, en dan het 'n deurbraak gekom, en dan kom ek in 'n volgende seisoen, en dan sonder om weer by God te gaan hoor, doen ek presies dieselfde wat ek in daai seisoen gedoen het. Ek bid dieselfde, ek manifesteer dieselfde, en dan werk dit nie, en dan verstaan ek dit nie. Want God het nie, dit is soos Moses, toe God vir hom die een keer sê, praat met die klip, of slaan die klip, toe slaan hy die klip, en die tweede keer toe sê God, praat met die klip, en toe doen hy weer dieselfde, en hy slaan weer, en dit kos hom 'n prys. En baie keer, hoekom? Want ek moet in elke situasie God ken in al my weë, sodat hy vir my kan sê wat om te doen, en ek nie op my eie insig staat maak nie. En ek wil vanmôre vir julle sê, dit is waar baie van ons val, omdat ons 'n kennis het van God, en ons probeer God verstaan, en ek het openbarings in die verlede gekry. Wie van julle het al 'n woord in die verlede gekry? Wie het al 'n belofte van God gekry in die verlede? En dan sit jy nou in 'n seisoen, en hierdie belofte maak nie sin nie, en dis nie dat die belofte nie waarheid is nie, maar ek het begin staat maak op iemand se woord. Baie mense dan vir my kom sê, pastoor, weet Jaco, ek ervaar die Here sê vir jou dit en dit en dit, en hulle gee vir jou 'n woord van God af, en dan hou ons aan die woord van God vas in plaas van God. So ek hardloop nooit agter profesie aan nie, ek hardloop agter God aan, en as die profesie van God is, sal dit in vervulling kom. So ek gaan nooit agter wat mense sê. As dit van God af is, dankie Here daarvoor, but I'm holding on to Jesus. Ek hou vas aan die Here. Dankie vir die beloftes, Here, maar as ek U het, sal die beloftes in vervulling kom. Here, dankie vir hierdie woord en dankie vir daardie woord, maar ek gaan nie op my eie vermoë om die woord te probeer verstaan en te manifesteer staat maak nie. I'm gonna rely on Him, and if this is from Him, ek wil vir julle sê, daar sal soveel woord oor my uit, baie van dit het nog nie in vervulling gekom nie. Dit kon miskien, ek onthou as 'n jong prediker, iemand eendag vir my gesê, hoor jy gaan nog deur die land trek en oral spreek, en jy gaan op vliegtye klim en alles, en ek kon dit seker gedoen het as ek vir my vliegtuigkaartjie gaan koop het. Maar dan was dit my plan, omdat iemand het gesê het, my opinie is, as God vir my 'n deur oopmaak om te gaan, dan gaan ek. As God die vliegtuigkaartjie betaal en alles reël vir my, en hy roep my tot dit, dan doen ek dit. As dit nie gebeur nie, dan weet ek, okay Here, daar's dan net een vliegtuig waar ek gaan klim, en dit is wanneer Jesus gaan kom op die wolke. Dan gaan ek saam met hom gaan, dan as ek klim ek op niks nie. En ek wil vanmôre vir julle sê, omdat ons op hierdie situasie is, waar ons baie keer op ons eie insig vertrou, sukkel ons. Ek gaan verder, Efesiërs 6, hoofstuk, vanaf vers 10, Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10, net tot by vers 13, verder praat hy dan oor die wapenrusting en die verskillende dele van die wapenrusting, maar ek wil net fokus eintlik op die eerste versie, vers 10, maar ons lees tot by vers 13, hy sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here, en in die krag van sy sterkte. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy kan die hele wapenrusting hê, as jy nie vers 10 het nie, beteken die wapenrusting vir jou niks. Jy kan alles reg doen, jy kan alles reg, without the power of God in your life. Without understanding to be powerful in Him,
Sonder om te kan verstaan hoe om kragtig in die Here te word en in die krag van sy sterkte, gaan ek niks kan weerstaan nie. Al doen ek al hierdie ander goed, ek kan elke oggend, ek het eendag aan 'n tannie van my sê, pastoor, ek trek elke dag my wapenrusting aan. Sê ek, hoekom het jy hom uitgetrek? Dis 'n geestelike wapenrusting, nie iets wat jy moet uittrek nie. Jy moet hom aan hê, dag en nag. Meer geregtigheid is nie iets wat jy moet uittrek en aantrek nie. Waarheid is nie iets wat jy moet uittrek, dis iets wat jy jou mee beklee en jy's bekleed daarmee en jy moet net die hele tyd sorg dat hy reg is. Dit is die hoed nog, helm nog reg is, die borswapen nog, is alles nog in orde. Nie dit uittrek nie. Dis hoekom die vyand jou plan nie aan as jy slaap. Moenie die goed uittrek nie, hou dit aan. Maar die geheim van die wapenrusting is die krag van God in my lewe. Die geheim van die wapenrusting is die Heilige Gees van God, want hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Gees van God oor jou kom en jy sal my getuies wees. En ek wil vanmôre vir jou sê die antwoord van die woord in my lewe is die krag van God wat in my lewe is. Ek kan die woord ken uit my kop uit, maar as die Gees van God dit nie kom lewendig maak in my nie, dan gaan ek dit nie kan verstaan en begryp nie. En dan gaan ek op my eie vermoë en my eie krag probeer goed doen, sodat ek uit 'n storm uit kan kom. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God het geweet, ek en jy kan nie. Hy sê, Jesus sê, daarom sal ek die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster stuur, die Gees van God, wat julle sal leer en julle sal lei. Hy sê, jy sal krag ontvang, wanneer die Gees van God oor jou kom. Die disippels het deur hoeveel storms gegaan. Deur hoeveel keer was hulle geslaan. En wat het hulle gaan doen? As dit nou ek was, sou ek myself jammer gekry het in die boefretrek. So, Here, wat doen hulle? Hulle gaan en hulle sê, Here, let op hierdie aanklag teen ons. Daarom sal u hand uitsteek, sodat ons nou met groter krag as voorheen vir u kan doen. En dan word die plek vervul met die Heilige Gees en hulle word aangedoen. Meer as een keer was die disippels aangedoen met nuwe krag. Na elke omstandighede, na elke storm, het hulle gaan wag, nie om wysheid en kennis en openbaar, nee, om aangedoen te kan word met krag uit die boonste uit. En ek wil vanmôre vir jou sê, die probleem is, ons wag nie meer op die Here in ons swakhede nie. God het nêrens gesê, wees altyd sterk nie. God het nêrens gesê, hy sê, maar hulle wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle, hy sê, jonges word moeg gemaak. Hy sê, maar ek is naby aan hulle wat moeg is, wat verslae is van gees. Hoekom? Want hulle sit en wag. Aan 'n skrif sê, die Here sy oë deurloop hierdie aarde om diegene kragtig te steun wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Aan 'n skrif sê, al vergaan my uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag vir dag vernuwe. Hoe word dit vernuwe? Deur die Gees van God wat in my lewe is. En ek wil vanmôre vir jou sê, die geheim om uit jou storm uit te kom, is die krag van God wat jy alreeds binne in jou het, maar jy moet ophou om op jouself te probeer verstaan, op jouself te rely, op jou eie gebedslewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy in 'n storm is en jy bid jy in elk geval negatief. Ek nie julle nie. Ek het myself al baie jammer gekry in gebed. O Here, dan heilig my oë uit. Want dan kom die krag en die salwing van die Here en dit raak vaardig oor jou. En ewe skielik dan begin jou gebed te verander. Het jy al agtergekom, wanneer die salwing van God oor jou kom, dan bid jy anderste as wat jy gebid het toe jy op jou eie kennis staat gemaak het. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons het nie nuwe openbaring nodig nie. Ons het nodig om weer by 'n plek te kom waar ek by Jesus gaan sit en sê, Here, ek is moeg, ek kan nie meer bid nie. Maar my pa het 'n mooi ding gesê, you must be sick and tired to be sick and tired. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek het nou genoeg gehad. Ek is moeg om moeg te wees. Ek is moeg om seer te hê. Ek is moeg om stikkend te hê, maar ek gaan nie op my eie staat maak en op my own. I'm not going to rely on my own. I'm going to learn to lean on Jesus and not my own. Hoeveel van ons probeer verstaan as goed verkeerd loop. Dan bid jy nie vir die uitkoms nie, jy bid vir, Here, sê net vir my wat die aangaan. Here, as ek net weet wat die aangaan, wat gaan jy doen as jy weet, dan gaan jy probeer om daar uit te kom. Sê maar eina as jy nie kan sê amen nie. Want
As ek weet wat volgende gaan gebeur, dan het ek daarom 'n sê daarin. En dan kan ek dalk God help om uit my nonsens uit te kom. Maar God sê, moenie probeer alles verstaan nie. Dan rely on your own understanding. Moenie probeer nie, trust fully on him. Daar's goed in my lewe wat ek vir die Here al gebid het. Sê Here, ek wil net weet wat hier aangaan. Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit? As ek net 'n openbaring kan kry van wat hier aangaan, dink jy die Here het al ooit vir my openbaring gegee? Nie, al wat hy vir my sê, learn to lean on me. Here, maar ek is moeg, ek kan nie eens bid nie. Dink jy ek kan net God wees as jy kan bid? Dink jy nie ek kan kragtig wees as jy nie kan bid nie? Dink jy ek kan net beweeg as jou gebedslewe in orde is? Ja, dis 'n groot pluspunt as jou gebedslewe in orde is, maar nou sê nou maar net dit is nie. Is God aan een kant toe sê, hoorie, Jaco, kry maar net eers jou gebedslewe weer in orde en dan kan ek jou weer kom help. No, he is God, always. Hy is God in die storm van my lewe, waar ek en jy moet vanmôre leer om te begin lean en sê, I'm gonna learn to lean, want ek moet kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte. Hoekom? Sy trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Hoekom? Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis van die eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Ek en jy is in 'n war. Of jy dit wil glo of nie, ons is in die grootste oorlog wat daar ooit is, en dit gaan oor siele. Dit gaan oor jou siel, dit gaan oor my siel, dit gaan oor jou man se siel, dit gaan oor jou vrou se siel, dit gaan oor jou kinders se siele, dit gaan oor siele. Die duiwel wil nie hê jy moet die hemel maak nie, die vyand wil nie hê jy moet dit maak nie, en hy wil jou kry op 'n plek waar jy begin op jouself rely. Maar die woord van die Here sê, kyk, julle sal krag ontvang. Aan 'n plek in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpe hoene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal jou ooit skade aandoen nie. Maar ek soek 'n openbaring, dan weet ek wat om te bid. Nee, weet jy wat moet jy doen? Begin deur die Gees van God. Hy sê vir ons op 'n plek, maar julle moet in die Heilige Gees bid. Dit beteken dat ek weet nie altyd reg wat ek moet bid nie, sê die woord van die Here, maar net so kom die Gees van God ook my swakhede te hulp, wat vir my intree met onuitspreeklike sigtinge. God weet dat ek nie altyd goed kan bid nie. God weet dit, but when I have a heart that relies, Lord, even though I cannot pray now, ek weet dat alles gaan ten goeie meewerk, omdat ek die Here lief het. Ek weet nie hoe gaan hierdie ding uitwerk nie, maar ek weet dit gaan uitwerk. Ek weet nie hoe gaan God dit doen nie, maar ek weet hy gaan dit doen. Ek weet nie waar gaan dit vandaan kom nie, maar hy is die God op wie ek vertrou, en ek gaan nie probeer verstaan hoe God werk nie, anders is dit nie bonatuurlik nie. Laat dit insink. As jy verstaan en 'n deel het aan hoe goed moet uitwerk, then it's not supernatural. En as ek dit kan doen, het ek mos nie goed nodig nie. As jy dit vanmôre kon doen, hoekom het jy God nodig? Dan kan ek dit mos doen. Dan het ek net 'n bietjie leiding nodig, maar nie die krag nie. Here, ek is sterk. Die Here sê vanmôre, word kragtig in die Here. Here, maar hoe doen ek dit? Waar begin ek? Just start relying and proclaiming and saying, en wag op die Here. Vir wat moet ek wag? Vir die antwoord? Nee, vir die krag. Hulle wat op die Here wag, sal nuwe krag kry. Sê, Lord, ek gaan nie 'n tree verder nie. Ek gaan nie verder eers. My pa het 'n mooi ding altyd sê, hy sê, my kind, as jy in 'n storm is, moenie bid nie. Pa, dit maak nou nie sin nie. Hy sê, nee man, as jy bid jy negatief. Lees net die woord. Hoekom? Want geloof kom deur die gehoor, en gehoor is deur die woord van God. So meer tyd jy in die woord spandeer, hoe minder tyd het jy om te dink. En dan, wanneer jy gevul is met die woord, dan begin jy woord te bid.
Wanneer jy vol is met die woord, dan begin jy woord te bid. Here, dankie dat daar staan geskrywe, dit en dit en dit. Here, dankie dat daar staan geskrywe, U dek vir my 'n tafel in die teenwoordigheid van my vyande. Dankie Here, daar staan geskrywe, hulle sal op een pad na my toe aankom, maar op 7 paaie sal hulle uitvlug. Met my God loop ek 'n bendestorm, met my God, al val daar 1000 aan my sy en 10,000 aan my regterhand, na my toe sal dit nie aankom nie. Dankie Here, U woord sê elke wapen wat teen my gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen my opstaan, sal ek uitoorlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here. Here, dankie vir U woord. Here, U woord sê, hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dankie vir nuwe krag, Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, prepare yourself. As jy nie 'n verwagting het nie, gaan jy nie regmaak om dit te ontvang nie. Het jy al 'n mamma gesien, met Moedersdag is dit nou nog 'n ou, toe jy swanger was? Het jy enigiets reg gekry voor die geboorte? Het jy 'n kamer reg gekry? Het jy klere gekoop? Het jy goed bymekaar gemaak? Hoekom? Jy het verwag. You expected something. And because you expected something, you created room for the miracle that's about to come. Nee, jy moet dit nou vat vanmôre. When you were pregnant, you were expecting. Dis mos die woord, jy het verwag. Jy het iets verwag. And because you expected something, you created room. So the moment it comes, you have place for it. En jy sê vanmôre, ek het 'n verwagting van God. Wat doen jy om 'n ruimte te maak in jou lewe vir dit as God die wonderwerk doen? Gaan dit verlore gaan of gaan dit behoue bly? En ek wil vanmôre vir jou sê, die Here sê, kry jou verwagting terug. Verwag 'n wonderwerk. Here, ek weet nie hoe U dit gaan doen nie, maar ek verwag 'n wonderwerk in my huwelik. Ek weet nie waar gaan God dit doen nie, but I'm gonna create room for a miracle in my life. Here, hoe create dit? Deur vir my man en my vrou te begin bid. Nie, ag Here, vat hulle weg nie. Ag Here, keer hulle om. Doop hulle met die Heilige Gees. Dink jy vanmôre, God kan nie jou man red nie. Dink jy vanmôre, God kan nie jou vrou red nie. Dink jy vanmôre, God kan nie jou kinders red nie. Maar ons loop rond en ons glo nie en wat God se woord sê nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, of God kan of hy kan nie, maar as jy dit vanmôre begin bely, maak ruimte in jou lewe, sê Here, ek gaan die plek regmaak vir 'n wonderwerk. Ek making room for something supernatural to happen in my life. Ek vra vir jou vanmôre, jy sê God moet iets doen, maar het jy ruimte gemaak vir die wonderwerk in jou lewe? Dan vir jou sê, hou op met almal te praat oor jou goed. En tog nie laat jou WhatsApp status en Facebook status die goed weerspieël nie. Begin stil bly. Want hoe meer mense weet, hoe meer praat saam dood. Mense gaan nie saam met jou lewe praat nie. Nee, dis nie in die tyd waarin ons lewe nie. Nee, hulle like van stories. En die woord van Here sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. Ek kan nie bekostig dat Saintjie en Jantjie en almal saam met my begin stem oor die dood in my huis nie. As jy iemand moet kry, kry iemand wat kan bid. Kry 1 of 2 wat jy kan vertrou en sê, nou maak ons ruimte vir 'n wonderwerk. Nou maak ons ruimte vir 'n deurbraak. God kan alles doen. So 3 jaar terug, praat die Here met 3-4 jaar terug, praat die Here met my op daai stadium, was hier nie regtig intercessors en groepe gewees nie. Die Here praat met my en sê, jy gaan mense om jou kry, wat die visie gaan dra vir dit wat ek wil doen in die gemeente. En ons begin met die intercessiegroep, en ons begin met hierdie spanne wat saam met my die visiedraers is, en ek gaan na 'n konferensie toe, en die Here gee vir my 'n visie van al hierdie veranderinge wat ons wil doen. En een van die groot dinge is dat hier was nog houtbanke gewees. En een van my hartsbegeertes was, Here, ek wil so graag net sagter stoel lê. En daai houtbanke het gekraak en hulle losgetrek maar dit is materiële dinge. En ek begin met die intercessiespan die droom deel. Ek sê, ek wil hê julle moet saam met my glo dat God vir ons gaan voorsien in stoele, dat die Here ons gaan help om die verhoog uit te breek, dat daar 'n bietjie verandering kom en al hierdie goed, maar ons het nie 'n sent vir dit nie, daar is nie geld nie.
3 weke bid ons, is 3 weke gewees, ons omtrent 3 weke, nee. Bid vir 3 weke, begin ons God te loof en prys vir voorsiening en vir ons hartsbegeerte en hierdie droom. Een Sondagoggend, toe die diens kom en ek getuig, omdat ek God wil eer gee om vir jou te wys, daar is niks wat God kan doen, as jy mense kry wat saam met jou begin 'n visie dra nie. Wat saam met jou begin droom, wat saam met jou begin bid en lewe spreek. En die diens kom uit en 'n persoon kom na my toe, hy sê, hoorie, waarvoor is julle besig om God te vertrou? Dis het met niemand gepraat nie, dit was nie op 'n Facebook status nie, was nie op 'n WhatsApp status, dat iemand kon geskimp het nie. Niemand het geweet nie, ons intercessors in ons huise. So het met niemand buite toe gepraat. En hy sê, waarvoor vertrou jy die Here? En onmiddellik weet ek nou nie, wat bedoel hy nou, is dit nou geestelik, want geestelik vertrou ons ook die Here vir uitstorting van die Heilige Gees, vir siele, en ek sê vir nee, ons vertrou die Here vir siele om in te kom. Hy sê, nee, ek kan sien, geestelik het julle dit, tydelik, wat soek julle? Hy sê, want die Here het al klaar vir my gesê, ons moet die stoele verander, maar wat wil julle nog doen? Toe, okay, hy sê, maar nie my nou antwoord, bel my môre, dink jy so bietjie. En ek maak hom toe, ek kontak met hom, en ek praat met hom. En die Here gebruik 'n persoon, God kry al die eer. En die Here sponsor ons al hierdie goeders, 400,000 rand se veranderinge, sonder dat dit ons 'n sent kos. Maar dit het gegaan oor 'n geestelike verandering, want ons het geweet, God wants to do a new thing. En in die tydelike realm moes daar verandering kom, om goed van die verlede af te breek, sodat iets niets, sodat dit in die geestesrealm 'n nuwe seisoen sou aankondig. So dit het nie gegaan oor geldmors, God doen dit. En ek het baie gesit op 'n stadium, dan loop die trane oor my wange, dink ek, nee, Here, ek kan nie glo, dit het gebeur nie. Dit is ongelooflik. Dit het nog nooit in die geskiedenis gebeur. Eers in my pa se tyd nie. Maar wat het gebeur? Is dit omdat ons iets spesiaal is? No, because God has a promise for you. God, en wanneer jy begin opgewonde, ons het nie God gesoebat en smeek nie, ons het God begin dankie sê. Dankie vir dit, Here, dankie vir dit, ek wil vanmôre vir jou sê, in die woord van Here sê, ver bo, wat jy kan dink, of kan bid, of kan vra, kan God doen vanmôre vir jou. En ek praat nie oor prosperity nie, ek glo nie aan prosperity nie, maar ek glo aan die bonatuurlike voorsieninge van die Here, dat God wil red, hy wil genees, hy wil heel maak, hy wil vir jou ook voorsien op finansiële want hy sê, moenie bekommerd wees oor jou kos en jou klere en wat jy gaan aantrek nie. Jou hemelse Vader, weet jy iets nodig, hy sal dit vir jou gee na die rykdom van sy genade. Hy is 'n God wat kan voorsien, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet op 'n plek kom waar jy saam met God begin stem oor jou lewe en oor jou wonderwerk. Ons gaan aan, ek gaan amper klaarmaak. Ek het al baie vir die Here gebid om sekere goed van my al weg te vat, as ek deur sekere goed gaan. Ag Here, ek wil nie deur hierdie ding gaan nie. Here, vat eerder hierdie storm weg, Here, vat dit net weg, ek wil nie dit hê nie. En Paulus kom op 'n plek in 2 Korintiërs 12, en hy praat daar, dat die Here het vir hom 'n doring in die vlees gegee, die duiwel om hom te kastei, en die rede daarvoor vir hom was, is sodat hy nie homself sal verhoog nie. Dit sodat hy nie moet dink, ja, ek is iets van God gebruik my nie, en nou hou hierdie situasie om basies nederig. En hy bid die Here 3 maal, kom ons lees daarvan vers 8 af van 2 Korintiërs 12, en hy het die Here 3 keer gebid. Hy sê, hieroor 2 Korintiërs 12 vers 8, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy die duiwel van my sou wyk. En die Here het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolging, in benoudhede, om Christus ontwil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.
As God alles net moet wegvat, wat gaan jy oorwin? En hoe gaan ek en jy ooit leer om krag te kry in swakheid? Hoe gaan jy ooit leer om op God te vertrou? As die Here net elke ding, ek verkies dit dat die Here eerder goed wegvat. Ek gaan nou 'n skrifgie deel wat ons, ek dink donderdag aand of woensdag aand by die bidtuur gedeel het, en daar ook daar's 'n deel in daai skrifgie wat ek glad nie van hou nie. Want dit challenge jou, dit bring jou op 'n plek waar jy nie jou sin gaan kry in dit waardeur jy gaan nie. Nou ek sal eerder verkies, ek sê Here, vat eerder al die klippies weg, maak die pad vir my gelyk. Ek wil eerder hê dat die berg in die see ingaan. Here, ek wil nie hierdie ding doen nie, ek wil nie deur hierdie goed gaan nie, ek wil nie deur die seer gaan nie, ek wil nie deur die stikken gaan nie, ek wil nie deur die verwerping gaan nie, ek wil nie deur hierdie emosies gaan nie, ek wil nie deur hierdie siekte gaan nie. Hoe gaan jy God ooit leer ken as 'n geneesheer? En ek gaan dit sommer in die Amplified ook lees, en dit is so mooi in die Amplified. But he said to me, my grace, my favor, and my loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and my power are made perfect, fulfilled and complete, and show themselves most effective in your weaknesses. Therefore, I will all the more gladly glory in my weakness and my infirmities, that the strength and the power of Christ the Messiah may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. Is dit nie mooi nie? Jy mag dalk vanmôre wees waar jy nie wil wees nie, maar jy is op die beste plek ten opsigte van God. Want in hierdie dag en in hierdie tyd kan jy God leer ken en sy krag leer ken, soos wat jy dit nooit voorheen geken het nie. Ek sluit af met Jesaja 41 vers 10. En ek gaan hom ook in die Amplified lees. Hy sê, fear not, there is nothing to fear, for I am with you. Don't look around in terror and be dismayed, for I am your God. Nou hier is die deel wat ek nie like nie. I will strengthen and harden you to difficulties. Jy mag miskien na van nou. I will strengthen and harden you to difficulties. I'm not going to take the difficulties away because I'm with you. Ek wil hê jy moet leer om te verstaan dat ek is saam met jou en ek gaan jou krag gee. Ek gaan jou hard maak. Ek gaan jou die boldness gee sodat my naam in hierdie situasie verheerlik kan word. Therefore I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Yes, I will hold you up, and I will retain you with my victorious right hand of righteousness and justice. Ek sal jou ophelp. Ek gaan jou hou. Ek gaan jou deur hierdie ding dra, maar ek gaan jou leer om in hierdie tyd op my te vertrou en nie op jouself nie. En ek sluit dit daarmee af. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand het vir jou gesê, jy's op die slegste plek waar jy kan wees, want jy's in 'n donker plek, jy's in 'n moeilike plek, jy's op 'n seer plek, jy gaan deur moeilike dinge, maar jy is op die beste plek wat die koninkryk van God aanbetref, want God sê, ek gaan in hierdie situasie instap, ek sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, ek sal nie toelaat dat jy bo jou kragte getoets word nie, maar my krag sal in jou swakheid volbring word, en die vyand wil vanmôre vir jou sê, but you are weak. Hoe gaan jy dit regkry? Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die gees van die Here, spreek die Here vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek gee nie om wat die vyand vanmôre sê nie, but I want to tell you, God is a but God. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy is jou koning. Al is jy swak, hy is jou koning. Hy is jou verlosser. Hy is jou redder. Hy is jou geneesheer. Hy is die krag. Hy is die ene wat vanmôre instap in die leeukuil, in die bekke van die leeu toestop. Hy is die God van Sadrag, Mesach en Abednego wat in 'n vuurhoorn verskyn waar hulle 3 is in die moeilikste plek.
Ek kan nie my imagine hoe dit moet voel om in daai vuur te gegooi geword het nie. Dat jy sien dat die ouens wat die vuur warm maak doodbrand. Ek wil vanmôre vir jou dit sê. The one that's stirring the fire so that you can be heard is the one that's going to pay the price of the fire that started in your life. Ek wil dit vanmôre vir iemand sê, iemand het 'n vuur begin om jou skade aan te bring. Maar God sê, hulle gaan deur dieselfde vuur getoets en gechallenge en gepurify word. Dieselfde vuur gaan voor hulle staan. Want God sê, net dit wat hy saai, of sy saai, dit sal hulle maai. En ons wens nie die kwaad toe nie, God sê, bid vir hulle. Ek wil vanmôre vir jou sê, bid vir die persoon wat besig is om 'n vuur te stook, sodat hulle gered kan word. Maar daar kom 'n tyd wat God jou skuil in die skadu van sy hand, en vir jou sê, nou is dit nie meer jou werk nie, nou is dit my werk. Maar God sê, you need to rely on me. Anders is jy in die pad, jy probeer, God sê, kom uit die pad uit. Kom, vertrou op my, ek sal doen wat gedoen moet word. Maar bly in my gesindheid, staan op jou voete saam met my. Net daar waar jy is, ek wil vanmôre hê dat jy moet vanmôre vrede kry, omdat jy moeg is. Ek wil vir jou sê, dis okay om moeg te wees. Dis okay om nie lekker te voel. Dis okay om te voel soos wat jy voel vanmôre. Die Here sê, dis okay. Moenie worry nie, dis okay. Maar jy gaan nie so bly nie. Dis okay om nou so te voel. Ek was eendag op 'n storie jare terug wat 'n woord gebring het, en hy het 'n ding gesê, skrik en skrik klaar. Dit maar ons gaan baie keer in paniek in, wanneer goed gebeur, dan skrik ons. As jy so raai, skrik, maar skrik klaar. Nie daar bly nie. Staan op, skud die stof af, en staan in die roeping waarvoor God jou geroep het. So is okay, skrik. Gaan deur hierdie ding, maar vertrou op God vanmôre. Maak jou oë toe. Hemelse Vader, dankie dat ek vanmôre hierdie woord in gehoorsaamheid kon bring. En ek bid vir myself en elke ene wat hier staan vanmôre, wat God nodig het. En ek vra, Here, vergewe ons waar ons probeer dinge uitsorteer het in ons eie denke, in ons eie wysheid, in ons eie krag, in ons eie vermoë. Here, maar ons gee oor. Ons gee die situasie vir God. Ons gee onsself vir die Here. En ons gee ons eie onvermoë ook vir die Here. En ons kom vanmôre en sê, Here, dankie dat U ons nou gaan help. Vader, dankie dat ons vanmôre kan kom en ons weet ons kan krag ontvang uit swakheid uit. Dankie, Here, dat die Here vanmôre die leuen van die vyand kom verbreek wat vir iemand vertel, omdat jy swak is, kan God jou nie help nie. En ek kom vanmôre teen daardie leuen, omdat jy gebroken voel, omdat jy moeg is, kan God nie iets doen nie, want jy kan nie nou bid nie. God sê vanmôre, Vader, dankie daarvoor, dat my krag gaan in jou swakheid volbring word. Ek gee aan die Here eer dat trompdeure gaan oopgaan. Ek gee aan die Here eer dat boeye gaan afval. Ek gee aan die Here eer vanmôre dat U vry maak. In die naam van Jesus, Here, U maak hierdie deure oop. Here, U kom ystergrendels word oopgebreek. Elke leuen van depressie en van angs en van moegheid, ons verbreek dit vanmôre in die naam van Jesus. Ek kom vanmôre en ek eer die Here dat U bonatuurlike ingryping doen in elkeen se lewe in Jesus naam. Amen. Prys die Here.